Dit is vreeslik lekker om julle weer vanoggend te sien en ek is so opgewonde oor wat ek geleer het, dat julle gaan net so baie geniet soos ek. Want ek dink nie hierdie goed uit nie, ek leer dit. So ek hoop julle gaan dit opgewond geniet soos ek dit geniet. Ek gaan net so vinnig vir ons herinner wat ons verlede week oor gepraat het. So ons is besig met 'n studie, eintlik 'n vlugtige studie van die boek Deuteronomium. En skus Rihanna, dis absoluut my skuld. My nuusbrief se tema was die heilige tweeling, maar ek het vergeet om vir jou te sê, dis absoluut ek, so ek sien nou vir almal, Rihanna het nie 'n fout gemaak nie, ek het 'n fout gemaak. Ons tweede deel se naam is 'n profeet soos Moses. So ons is steeds besig met onthou om te onthou, né? Wat die Here deur die mond van Moses vir die volk herinner het, wat hy van hulle verwag. En ons het gesien dat die boek Deuteronomium beteken eintlik tweede wet. En ons het gepraat oor hoekom het hulle 'n tweede wet nodig gehad. Want God het dan nou al reeds vir hulle die wet op Berg Sinai gegee. Al die rede was dat daardie volk wat daai wet ontvang het op kliptafels, het buiten Caleb en Joshua en dan Moses, maar Moses moet ek tussen hakies skryf, en as jy laasweek hier is, sal jy weet hoe kom, daai hele volk het uitgesterf in die woestyn. En hulle het uitgesterf omdat God gesê het dat hulle sal. Wat onthou julle, hulle was hardkoppig, hulle was ongehoorsaam en hulle het God nie geglo nie. Toe God vir hulle gesê het, gaan in, ek gee vir julle die land, het hulle in plaas daarvan om te sê, kom ons gaan ouens, want die Here is met ons, die Here veg vir ons, en hy het gesê hy gaan veg vir hulle, hulle gaan kyk by die reëse. En hulle gesê, maar die stede is baie versterk, en die mure is baie hoog, en die reëse is baie groot, en dit het God nie behaag nie. En hy het gesê, nie een van julle sal ingaan nie, julle sal in die woestyn omkom. En die kinders het hulle gesê, ons kindertjies gaan slawe gemaak word. Daai kinders, hulle sal ingaan. En hulle sal dit wat vir julle bestem was, sal hulle ontvangs nie. So dis hoekom hulle nou weer op die punt is, waar hulle kyk na die beloofde land, die belofte van God vir hulle, en hulle gaan nou ingaan. Maar die hartseer was dat Moses self sal ook nie ingaan. Want God het vir hom gesê, jy self Moses, sal dit uit die verte van die koppie, van die berg af, sal jy kyk en jy sal sien, hoe bedagsaam is God, en hy wys vir hom. Maar jy gaan nie ingaan nie, want onthou julle Moses was ongehoorsaam, né? En ons gaan vandag daarna kyk, dis deel van ons boodskap, dat Moses was 'n wonderlike leier. Fantasties, uitnemend, ons gaan kyk wat sê die Bybel van sy leierskap. Maar Moses was net 'n mens, soos ek en jy. Hy was 'n onvolmaakte leier. En daarom het hy ook 'n fout gemaak. God het gesê, nie die rots weerslaan nie, want ons het gesien, die rots was 'n prentjie van Jesus, né? Ek het dit laasweek vir julle gelees. Jesus is die rots wat vir ons geslaan is en op 'n lewende water uit hom uit. Sodat hy in Johannes 7 kan sê, almal wat dors is, kom na my toe. En hy praat van daai geestelike dors binne in ons, wat niks en niemand kan vul nie. Ons kan allerlei goed in ons lewe probeer insit. Ons kan drank probeer, ons kan dwelms probeer, ons kan TV-programme probeer, ons kan 'n mooi lyf probeer, ons kan alles probeer. Niks is bevredigend nie. Die mooiste ringe, die mooiste huis, die mooiste, sien julle die ringe? Dis daai dingetjie wat ek so, was hy blink, was hy blink. Al daai dinge, weet julle hoeveel ringe het Annika vir my gekoop, en dan dink ek vir ewig dra ek net hierdie ring, dis die mooiste ding wat ek ooit in my lewe gesien het. En dan 3 weke later, weet julle wat gebeur, nou sit ek net katant eerlik, kan sien ek weer 'n ring. En ek kan nie kry nie. Want niks kan bevredig nie. Niks kan die honger binne in ons staan nie, net die Here homself. Net as ons van honger drink, en ons gaan daaroor praat vandag, dan is ons regtig tevrede, en ons het 'n tevredenheid wat hou. Anders sien ek altyd weer iets anders, en ek wil nog 'n ding hê, en ek wil nog 'n ding hê, né? Maar ek het net gesê, God is bedagsaam. So toe hy vir hulle wys, toe hy vir Moses wys hoe die beloofde land lyk. Hy het ook vir Moses 'n belofte gegee. Want dink wat Moses se hart gevoel. Vir 40 jaar was hierdie volk nie net sy volk nie. Dit was sy kinders. Ek en Damien en al die ander onderwysers of oud onderwysers wat hier sit, sal weet. Die klas wat ek gehad het 2 jaar terug is nou sy klas. Van hulle minstens. Ek het gehuil oor daai klas Damien. Toe ek vir hulle Kobaai sê daai dag, en ek staan in daai gang en ek druk vir die laaste keer, toe huil ek net so hard soos hulle. Want vir 'n jaar was hulle my babas, hulle was my kinders. Dink het Moses gevoel na 40 jaar, het hy hulle gelei.
En hy was bekommerd, hy gedink, wat gaan van hulle word as ek nie hier is om na hulle te kyk nie. En God is so bedagsaam, hy sê vir hulle, Moses, ek sal vir hulle 'n ander profeet gee, iemand soos jy. 'n troostbelofte. En dis waarna ons uiteindelik gaan kyk vandag. Maar voordat ons daarby kom, terwille van ons vriende wat vandag hier is, maar nie verlede week hier was nie. Ek het vir julle gesê, die woord Deuteronomium beteken tweede wet. Ons verstaan nou hoekom God die tweede keer sy wet moes gee, die eerste geslag het uitgesterwe. Maar dan het ek vir julle gesê, wat was die funksie van die wet? En vir baie jare het ons gedink, die wet is die ding wat my in 'n verhouding met God bring. Die wet is die ding wat as ek die wet gehoorsaam, dan is ek gered. En toe sien ons verlede week, nee, ons verstaan die doel en die funksie van die wet verkeerd. Want ek het vir julle vertel van die Hittitiese verbond. En ek het vir julle gesê, Deuteronomium is presies uitgelê, soos 'n Hittitiese verbond. En dit was 'n vriendskapsverbond, 'n verhoudingsverbond. En ek het vir julle vertel wat die stappe van so 'n verbond was. Eers is die partye genoem, dan was daar 'n inleidende historiese gedeelte wat sê, hoe het ons gekom om in 'n verhouding te wees? Wat het ons vir mekaar gedoen? En dan kom wat ons noem die wette, die riglyne. En met daai riglyne het hulle vir mekaar gesê, ons wil hierdie goeie verhouding wat ons nou reeds instaan, wil ons nou beskerm. En ek het die voorbeeld gebruik van Rihanna. Ek het gesê, ek wil baie graag goeie vriende wees met Rihanna. So ek wil Rihanna leer ken. Ek wil weet, wat gaan vir Rihanna vies maak? Wat gaan vir haar irriteer? En ek wil nie daai dinge doen nie. Ek wil weet, wat is vir haar die non-negotiables? Hieroor, as jy oor hierdie lyn tree, dan gaan ek en jy bots. Ek wil dit weet. Ek wil haar leer ken, sodat ek met Rihanna in 'n goeie verhouding kan staan. En dit was die volgende stap van die Hittitiese verbond, waar hulle die regulasies gegee het en gesê, maar as jy hou binne hierdie grense, gaan ek en jy altyd goeie vriende bly. Ons gaan nie op mekaar se tone trap nie. Maar dit was nadat hulle reeds vriende gemaak het, nadat hulle reeds vrede gesluit het. Dit was nie die manier waarop hulle vrede gesluit het nie. Die vrede was reeds bewerkstellig. Hoekom is dit vir my en jou belangrik? Dit sê dat God het vir ons die wet gegee, nie sodat ons gered kan word. Dit was nooit ooit bedoel om 'n reddende middel te wees. En ek het dit mooi uitgebrei verlede week. As jy dit dalk gemis het en jy wil wonder hoe dit gebeur, gaan kyk gerus. Dit sal nou vandag op YouTube wees, né? Dan kan jy op Faros Gemeente ingaan op YouTube en dan kan jy dit gaan luister, want ek het nie nou tyd om daarby ook stil te staan nie. Maar God het reeds met ons vrede gemaak. Hy het reeds aan die kruis met ons vrede gemaak. So ek en jy onderhou ook nie die wet, sodat ons gered kan word nie. Want wat dan gebeur is, gister het ek 'n goeie dag gehad, ek het net so 2 op 3 van die 10 gebooie gebreek, en ek dink, dis nou nie te sleg nie. Maar vandag maak iemand my vieslik kwaad. En nou breek ek sommer 7 van hulle. En nou voel ek nie vandag soos 'n kind van die Here nie. Wat het verander? Ek het net oor die lyn getree. Maar wat gebeur dan? As ek en jy vriende is, as ek op Rihanna se tone getrap het, dan kan ek sê, sorry Rihanna. Ek het my deel van die nuusbrief laat gegee vir jou. Sorry Rihanna, soos ek vandag sê, ek het nooit vir jou gesê. Maar vandag se tema is sorry, vergewe my asseblief. En Rihanna, omdat ek al ken, my sê, dis al kyk is. En net nie weet nie. Maar dit is sy kant. Nou ons as mense, hou partykeer so gevoel en tydjie, ons sê, nee, dis okay. Dis okay. Maar ons onthou dit, die volgende keer wanneer ons weer kwaad raak vir iemand, dan sê, nes ek gedink het, ons was al hier, en is ons weer. Of weet julle, die Bybel sê vir ons, die Here doen nie dit. Want die Bybel sê vir ons, hy vergeet, hy dink nooit meer daaraan. Hy sê, ek sal al julle ongeregtigheid vergewe, en ek dink nooit meer daaraan. Die Here gee nie vir ons 'n koue skouer nie. Ons is lelik. Dat is baie keer lelik. As hy net vir my sê, ag sorry Lise, dit is maar reg. Maar in my hart het ek nog so oomblik nodig, né? Die Here is nie so. Here, as ons sê ons is jammer en ons bedoel dit en ons kom en ons sê Here, ek het droog gemaak, vergewe, maar ek het my nie meer verloor, Here,
ek voel so veilig, vergewe my, dan was hy ons onmiddellik skoon. En hy vergewe nie, hy dink nooit weer daaraan nie. Goed, ek wil nou 'n paar goedjies net uitwys voordat ons kom by die profeet soos Moses. So Deuteronomium het dan vir ons geleer, die wetse funksie was om vir ons te sê, dis die dinge wat vir God ononderhandelbaar is. Dis die dinge wat die wêreld doen, maar ons leef anders as die wêreld. As ons by hierdie dinge bly, dan gaan hy gelukkig wees. Dan gaan ons in vrede met hom saamleef. Die verhouding gaan goed wees. Ons gaan nie op sy kant nie. Maar nou gaan ek vir julle wys dat daar was nog 'n belangrike funksie vir die wet. En ons vind dit in Deuteronomium 4, so ek gaan vir julle lees vers 6 en vers 7. Gehoorsaam die voorskrifte en lewe daarvolgens, want daaraan sal die ander volke sien dat julle wysheid en insig het. Hulle sal van al hierdie voorskrifte hoor en sê, net hierdie nasie het wysheid en insig. Watter ander nasie se God is by hom, soos die Here ons God by ons is, elke keer as ons tot hom bid. Watter ander nasie se voorskrifte en bepalings, dis nou hierdie wette, né, wat God vir hulle gegee het in Deuteronomium, is so billig as hierdie wet, wat Moses vandag vir hulle gee, waaraan hy hulle weer herinner. Pas net op, en wees baie versigtig om solank julle leef, nie hierdie dinge wat julle gesien het te vergeet, of te verontagsaam nie. En dis hoekom ons reeksie se naam eintlik onthou om te onthou is. Al is hierdie gedeelte dan nou die profeet soos Moses. So hy sê ons moet 'n doelbewuste instelling hê om te onthou en daarby te hou. En dan sê hy, julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp. En een van die dae, ek ook een van daai by wie ek dit kan inskerp, ek moes dit net ingooi. Goed, so ons sien die ander belangrike funksie van die wet was sodat die wêreld kan sien, maar hierdie mense leef anders. Hulle steel nie by mekaar nie. Hulle vloek en skel nie op mekaar nie, hulle jok nie vir mekaar nie. Hulle is nie oneerlik nie. Kyk hoe mooi leef hulle, kyk hoe mooi sorg hulle vir die wat nie het nie. Kyk hoe omarm hulle die weeskind en die weduwee. Hierdie mense het hierdie wette by hulle God geleer. Hierdie God moet dan baie besonder wees. Hy is anders as ons gode. Dan sien die gode van die ander volk het gevra dat hulle kindertjies offer en verbrand. Die ander gode was hard en liefdeloos. Hierdie volk se God is anders. So dit was 'n getuienis na buite. Weet julle, dit geld vir my en jou ook vandag. En daarom is ek baie bewus daarvan of ons nou 'n what would Jesus do armbandjie dra of nie. Of ek nou my kruis aan het of nie. Die wêreld moet na my kyk. Nou moet weet maar Liesel lewe volgens 'n ander etiese kode. Ja, sy maak foute. Maar wanneer sy fout gemaak het, kan sy dit erken en sê dis jammer. Hoekom? Want dis my getuienis na buite. En weet julle, ek het dit al vir julle gesê, maar ek sê dit weer. Die grootste klap in 'n gelowige is 'n gesig. As jy vir iemand sê, jy weet ek is 'n Christen en hulle sê, regtig? Nee, ek sou dit nooit geraai het nie. Want dan het ek en jy gemis wat Deuteronomium 4 vir ons geleer. Ons onderhou die wet wat die wêreld kyk na ons en hulle moet kan sien en uiteindelik die Here daarvoor verheerlik. Ek laat my dink aan wat Jesus self gesê het in Matteus 5 vers 14. Julle is die lig vir die wêreld, dan sê hy in vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en wie gaan verheerlik word. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So dit gaan nie daaroor dat hulle moet sê, "Haai, weet julle, daai mense is dan party daar 'n goeie mens." Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat Jesus se God moet besonder wees. Want ek en vir Liesel, jong haar draadjie kan net so kort wees, maar ek kan sien Liesel verander. Dis die getuienis. Jong, julle Liesel het dan lekker gelag vir stout grappies op die stadium, maar ek kan sien sy verander. Die Here moet reël wees. Die Heilige Gees moet reël wees, want sy verander. Sy groei, ek kan sien sy verander. Dis die getuienis vir die wêreld daar buite. So dis die ander groot funksie van die wet, is 'n getuienis van wie die Here is. Wat ek het vir julle verlede week gesê, eintlik is die wet
'n beskrywing van God se karakter. Dit is hoe hy is. En daarom sê hy, julle weet nie hoe ek lyk, kom ek wys vir julle hoe ek lyk. Maar God sal nooit steel. God sal nooit voel. God sal nooit oneerlik wees. En as ek dit leef, dan reflekteer ek terug na hom toe en hy kry uiteindelik die eer daarvoor. Nou gaan ons spring na Deuteronomium 4 en ek gaan vir julle lees in vers 20. Daar was iets interessant wat ek vir julle daarin wil wys. Vir julle, sê Moses vir die volk, het die Here gevat en uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei om sy volk te wees wat aan hom behoort. Sien julle, hy praat nie net van Egipte as die plek van slawerny nie. Hy noem dit die ystersmeltoond. Ons kinders het hierdie vakansie by ons videoetjies gekyk van hoe iemand scrap metal, afvalstukkies vat en dan gooi hy dit in 'n spesiale smeltoontjie en dan smelt dit en dan sien jy wat gebeur. Al die onsuiverhede kom dryf boontoe. En dan skep hy dit af en dan maak hy suiwer stafies daarmee. 'n Ystersmeltoond is 'n baie ongemaklike plek. Dis wanneer dinge vir jou warm word. Maar dit is baie keer nodig. Hoekom was die ystersmeltoond in Egipte belangrik geweest vir die volk? Ek wil julle herinner, God wou gehad het hulle moes ongemaklik word. Hoekom moes hulle ongemaklik wees? Dit was God se plan dat hulle in Egipte moes wees. God self het hulle so toe gelei. Hy self het vooruitgaan. Hy het lank voor die tyd vir Josef gestuur. Hy het vir Jakob 'n plan gemaak sodat Jakob en sy kinders behoue deur die hongersnood kom. Dit was God se hand wat hulle so gelei. Dit was genade, dit was liefde geweest. Maar God het 'n belofte gemaak vir Abraham. Hy het gesê, ek gaan jou nageslag weer uitlei. Hulle sal 400 jaar daar wees. En dan gaan ek hulle uitlei. Ek gaan iemand oprig, ek gaan hulle uitlei. En ek gaan vir hulle die beloofde land gee wat ek vir jou beloof. Hulle gaan dit in besit neem. Die 400 jaar was besig om uit te loop. Maar kom ons sit gou onsself in die voete van hierdie geslag wat 400 jaar in Egipte gebly het. Wat was Egipte vir hulle? Nou, 'n plek van slawerny, ja, 'n plek van swaarkry. Maar dit was huis. Nie een van hulle het ooit enige ander plek geken nie. En al was dit hoe moeilik en hoe swaar in Egipte, dat hulle gevoel het hulle is in 'n oond so warm raak dinge vir hulle. Was dit huis? Dit was die comfort zone. En God het toegelaat dat 'n vader kom wat vergeet het van Josef, sodat hy hard met hulle sou wees, sodat hulle ongemaklik sou word. Anders het nou vir julle, as het met hulle goed gegaan het, soos het gegaan het in die tyd van Josef, hulle gesê, dankie man, nee, dankie, ons bly nie. En dis 'n les vir my en jou. Partykeer raak dinge warm onder ons. Partykeer is ons op 'n baie ongemaklike plek. En daar's twee moontlikhede. Dis 'n ystersmeltoond wat die onsuiverhede boontoe bring. Kan ek baie eerlik wees. Ek is op 'n geestelike, fisiese vaste. Julle toe Hendrik my Vrydag by die skool kom, toe ek inklim toe waarskynlik kom. Hendrik is vreeslike ampie. Want I'm hangry. Want hierdie vas het my nou honger. En ek is lus vir koffie en ek mag nie koffie drink, ek mag net 'n koppie swart koffie drink op 'n dag en ek is hangry. Wat gebeur? Al die dingetjies die lelik wat eintlik nog binne in my is. Ek kry dit net reg om hulle so 'n bietjie af te stoot, né? Kom na die oppervlak. Dis die eerste ding van die ystersmeltoond in ons lewe, die moeilike plekke, die moeilike tye in ons lewe. Die tweede een is, partykeer maak die Here dit 'n bietjie warm onder ons heilige boutjies, omdat hy ons wil skuif. En as ons te gemaklik in ons comfort zone raak, dan sê ons, ag nee, maar dankie man, nee, dankie, ek bly net hier. En God het 'n beter erfenis vir hulle gehad as vreemdelingskap. Ons het verlede week gepraat van wat hy vir hulle wou gegee het, né? Ek het vir julle gesê 777.000 vierkante kilometer. Hy het dit vir hulle gehad en hy het gesê, gaan in, maar hulle sou nie wou gaan nie. So soms moet die Here ons bietjie ongemaklik maak. Soms is ongemak funksioneel en noodsaaklik. En dan moet ek mooi by die Here hoor,
Here is dit 'n ystersmeltpunt om my te suiwer, of Here het dit dalk 'n nuwe seisoen gebring oor my lewe, dat ek moet onderskei, die Here wil my dalk skuif. Ek moet mooi hoor, dat ek nie hom vooruithardloop nie, en ook nie teruggaan nie, dis daai perd en myl ding waarvan die Psalme praat, nee, dat ek hom nie vooruithardloop, en nou omdat dit moeilik is by die werk, nou bedank ek sommer, en nou moet die Here sien en voorsien, maar ek het nie geluister nie, en eintlik wou hy net gewerk het aan my ongeduld, eintlik wou hy net gewerk het aan my vertroue nie. Is dit waarmee hy besig is? Of wil hy vir my sê, Liesel, hierdie seisoen is besig om uithaardelik en ek gaan jou skryf. Maak gereed. So ek moet mooi onderskei. Hy wil hê dat ek en jy moet veg om ons volle erfenis wat hy vir ons beplan het in besit te neem. Ek het vir julle vertel hoeveel van die 777.000 vierkante kilometer het hulle ingeneem? Presies 'n tiende. Ons het daarvan gepraat. Hy wil hê dat ons alles moet inneem. Maar ek gaan nou vir julle wys. Dis nie alles op een slag nie. Dis stukkie vir stukkie, treukie vir treukie. En daarom gaan ons nou skuif na Deuteronomium 7 en ons gaan lees vanaf vers 17. Jy kan dalk dink, hierdie nasies is sterker as ek. Onthou, dis wat hulle voorvaders gedink het. Hoe sal ek hulle kan verdryf? Moenie vir hulle bang wees nie, want die Here jou God is by jou en hy is 'n groot en magtige God. En nou wil ek hê jy moet sien wat sê die New King James Bible. And the Lord your God will drive out those nations before you, little by little. You will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you. But the Lord your God will deliver them over to you and will inflict defeat upon them until they are destroyed. Die Here self sou hulle uitdryf, maar nie almal op een slag nie, bietjie vir bietjie, stukkie vir stukkie, sodat hulle erfporsie besit kon neem. Hoekom? Was dit 'n groot uitdaging gewees vir God, om hierdie volke wat in Kanaan was, op een slag te verdryf? Nee, glad nie. Dit was ter wille van hulle wat dit nie so vinnig kon in besit neem nie. En daarop sê die Spiritual Life Bible oor hierdie stukkie, en dit was vir my 'n wonderlike woord, en daarom raak ek met julle deel. God will not give what we cannot maintain. Wil dit weer sê, God will not give what we cannot maintain. Hy is bedagsaam, hy weet wat ek en jy kan doen, hy ken ons beperkings. So hy gaan nie gee wat ek en jy nie prakties kan vat en onderhou nie. God will not give what we cannot maintain. We must occupy what he gives, little by little, and he will contain all our enemies until they are utterly destroyed. Dis vir hom een blaas van sy asem. Maar hy hou in gedagte wat ek en jy toe in staat is. Want hy gaan nie vir my en jou meer gee as wat ons prakties kan onderhou of in besit kan neem nie. En dan sluit hy af deur te sê, do not despise small advantages. Daai treukie in die regte rigting is 'n goddelike treukie. Jy kan fees vier met hom. Hoekom deel ek dit met julle? Dit is waarvan bevryding. Die Here kan eensklaps, boeps, alles doen. Maar dikwels is bevryding 'n lewenslange proses. Geestelike groei is dieselfde. Party mense is geestelike groot tree en jy's verstom oor hoe vinnig hulle beweeg. Ander beweeg treukie vir treukie en hulle beweeg lewenslang. Ons almal beweeg lewenslang. Ons stagneer nooit nie, want ons arriveer nooit nie. Daarom kan ek en jy elke klein treukie kan ons vier. Daar is kom hy sê, do not despise those little steps. Ons moet net in die regte rigting beweeg. Die Here homself sal die vyand in ons lewe en sy vesting, sy vashouplek oploop jaag. Hoekom doen hy dit? Hoekom gee hy dit stukkie vir stukkie? Want hy weet wat ek en jy kan verteer. Hy weet wat ek en jy kan toeëien en ons in kan maak. Hy weet waarin kan ek en jy stap. En hy wag geduldig vir my en jou. En hy gee stukkie vir stukkie. Net soos wat ons nie vir 'n baba 'n stuk styk op die bord sit en sê, okay baby, eet.
net soos wat hy nie dit gaan doen nie, gee hy vir ons op, treetjie vir treetjie, neem hy vir ons op hierdie reis wat 'n lewenslange reis is. En hy doen dit omdat hy ons lief het. En dan gaan ek vir jou wys in hoofstuk 7, iets wat jy daaroor al gewonder het, soos wat ek weet my ma al oor gewonder het. Die vraag wat ek nou vir jou wil vra is, hoekom Israel? Uit al die volke het jy gewonder, uit al die volke op die aarde. Wat het Israel so besonders gemaak? Dat hy hulle gekies het en vir hulle hierdie land gegee het, en daarom kan Hamas, kan Iran, kan enige ene sê net wat hulle wil. Ons weet wie het vir hulle daai land gegee, het vir hulle die reg gegee, just saying. Okay, so hoekom vir hulle? Hoekom? Wat maak hulle dan so besonder, dat God hulle gekies het om sy verbondsvolk te wees? Kom ons lees wat sê die Bybel, Deuteronomium 7 vers 7. Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as al die ander volke nie. Inteendeel, jy was die kleinste. Met ander woorde, daar was niks besonders aan Israel, wat God gekyk het en gesê, ek hou van hulle. Hulle is die mooiste. Hulle is die beste. Ek kies nou vir hulle nie. Nee, niks besonders aan hulle dat hy vir hulle lief gekry het. Dan sê hy, omdat die Here jou lief het, en hy sy belofte nakom, wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van Farao, die koning van Egipte. Het jy dit gehoor? Hy sê, nie omdat jy so oulik was nie, om die waarheid te sê, jy was eintlik glad nie oulik nie. Maar omdat ek jou lief het, het ek jou lief gehad. En omdat ek getrou is aan my woord, was ek getrou. Die Here het vir my en jou lief, omdat hy ons lief het. Ek wil hê vanoggend jy moet weet, die Here het jou nie lief as jy gehoorsaam is. Die Here het jou nie lief as jy doen wat reg is nie. Die Here het jou nie lief as jy getuig aan 100 mense saam met jou hemel toe vat nie. Die Here het jou lief en die Here het my lief omdat hy ons lief het. Dit sê alles van die liefhebber. Dit sê niks van die voorwerp van sy liefde nie. En daarom het hy 'n volk gekies wat in niemand se oë iets was nie klein. Hulle was slawe, hulle was nie vernaam nie, hulle was nie grand nie, hulle was nie groot nie, hulle was nie sterk nie, hulle was nie eers besondere lang mense nie. Niks besonders aan hulle nie. Maar hy het hulle lief gehad omdat hy hulle lief het. Dit sê alles van die liefhebber. En hy het onthou wat hy beloof het. Is daar 'n belofte wat jy die Here voor vertrou? En dit is nou al 20 jaar terug wat hy vir die belofte gegee het. Selfs 400 jaar later, die Here nog steeds sy belofte onthou en hy dit eerbiedig. Hy het ons lief, omdat hy ons lief het. The Lord set his love on you, sê die Engels. Met ander woorde, hy doelbewus sy liefde op hulle geplaas. Dit was intentioneel. Dit sê alles van God. Sê niks van hulle nie, sê niks van ons nie. Dit sê vir ons alles van God se wese, sy karakter, sy hart, sy inherente genade, sy onvoorwaardelike liefde. Want voorwaardelike liefde sal gesê, as jy gehoorsaam is, gaan ek vir jou lief wees. As jy doen wat reg is, gaan ek vir jou lief wees. As jy getuig vir my, gaan ek van jou hou. Niks daarvan. Hy sê, ek het jou lief, omdat ek jou lief het. Ek gee vir jou, want ek het 'n belofte gemaak, en ek eerbiedig my woord. En dit bring ons by iets wat ek wonder of julle ook al oor gewonder het. Ons lees op verskillende plekke in die Bybel, onder andere in Deuteronomium 4 vers 24, dat die Here sê, want die Here julle God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Ek sien hulle vertaal dit nou 'n bietjie weg, want hulle is bang vir die woord. Want dit los ons met 'n dilemma. Het jy al gewonder oor God wat sê hy is 'n jaloerse God? Want al ondervinding wat ek en jy met jaloesie het, is daai nare gevoel in my hart, wanneer iemand iets kry wat ek eintlik wou gehad het. En nou kan ek dit nie kry nie, maar die een kry, en dan dink ek nog, maar hy verdien dit nie, ek verdien dit meer as hy. Nee, dan is ons jaloers. Of iemand is wat ek graag sou wou gewees het. So, ons menslike jaloesie is binne toe gerig, het gaan alles oor my.
ek wil in, ek wil, soos my pa het gesê, ek wil in, ek wil. Gaan alles oor my. God se jaloesie is nog buite gereg. God se jaloesie is deel van sy liefde. Nou wil ek vir julle herinner, ek het al van tevore daaroor gepraat, en die van julle wat dit dalk nog nie gehoor het, gaan ek net gou vinnig noem. Hebreëus was oorspronklik 'n prentjietaal. Net soos Chinese prentjietaal is, net soos hieroglyfe prentjies is, wat jy kan interpreteer, was Hebreëus oorspronklik 'n prentjietaal, en uit die prentjies het die Hebreëse alfabet ontwikkel. Maar wat so oulik is dat ons kan 'n Hebreëse woord vandag vat, en ons kan vir ons sê, goed, dis 'n alef, dis hulle A, so dis 'n os, en dis 'n bed, of byt, dis hulle B, dis 'n huis, dis 'n R, hulle resh, dis 'n R, dis 'n seun, dis 'n man se kop. So ek kan vandag nog 'n Hebreëse woord vat, en ek kan hom terugskakel, hoekom doen ek dit hierdie kante, met hulle lees hierdie kante, né? Kan ek dit terugskakel in prentjies, en dan gaan die prentjies vir my iets vertel van daai woord, dat ek dit beter verstaan. Ek het dit al vir julle vertel, dit was die mooiste, Jesus se naam. Ag, ek is altyd in trane as ek daaroor praat, maar dis vir 'n ander ding. Byvoorbeeld 'n kat se prentjies sê 'n wrap around. Want hoe leer kat? Hy lê in 'n sirkel, né? Hy maak 'n bolletjie. So die prentjies sê 'n kat is 'n wrap around. Die prentjie vir hom breek my, want dit sê all heart, all loyalty. Is dit nie mooi nie? Nou weet julle wat, is nie Hebreëse prentjies vir God se jaloesie. Ek gaan dit in Afrikaans sê, dis die sterk beskermingsdrang oor die nes. Dit klink ook nou vir jou vreemd op die oor, die sterk beskermingsdrang oor die nes. En dan in die prentjie is die gedagte van om te omsingel, want 'n nes is mos rond. So iemand wat kom en die nes met sy arm toemaak. En hom beskik dat niks en niemand hierdie nes kan kom breek nie. Dat niemand kan kom en die eiertjies uitsteel nie. Dat niemand die kuikentjies kan kom breek nie. Dis God se sterk beskermingsdrang oor sy nes. En dan verstaan ons hoekom die Bybel vir ons sê, die Spiritual Life Bible sê, God is not jealous of us. Dis die jaloesie wat ek en jy ken. Ons is jaloers op iemand, wanneer hulle iets het wat ons wil hê. God is jealous for us. Dis vir ons, tot ons beswil, tot ons voordeel, tot ons beskerming. Weet julle dat dit deel is van die wet? Die wet is nie daar om te sê, want as jy dit nie doen, gaan ek nie van jou hou nie. Die wet beskerm ons. Want waar ek soos die wêreld lewe, waar ek vir die vyand vastrap plek in my lewe gee, kan hy kom en steel van my. En dis hoekom God sê, moenie vir hom plek gee nie. Hou hierby. Dis jou veiligheidsnet. Hou hierby, dan gee jy nie vir hom plek nie. Maar as ek die hele tyd gaan speel op die verkeerde speelgrond, genade is daar, kan sê, vergewe my, en hy vergewe, né, ons daaroor gepraat. Maar dit maak my weerloos. Dan klim ek uit die nes uit. En wat gebeur met die kuikentjie wat uit die nes uitval en daar lê op die grond? Iemand het my hierdie week vertel, dis iemand met die skool, kan die Fransie. Wat my vertel het van iemand wat 'n seentjie het, en 2 voeltjies het uit die nesie uitgeval, en toe lê hulle op die grond. En toe hulle weer kom, toe staan net eentjie. En toe het hulle 'n eentjie gevat, en die seentjie maak nou die kuikentjie groot. Wat het met die ander gebeur? 'n roofvoël, 'n kat het daai kleintjie beet. Sien, die wet is die nes van die Here. Binne die sirkel van die wet is ek en jy veilig. Ons is in die nes, en die Here sprei sy vleuels oor ons, en die vyand het geen vaste plek op ons, niks nie. Maar wanneer ek uitklim uit die nes uit, wanneer ek doen wat verkeerd is, dan gaan speel ek buitekant die nes, en dan kan die vyand my beetkry. So die Here is nie jaloers op ons nie. Dis nie omdat hy ons pret wil bederf nie. Dis nie omdat hy 'n spoilsport is nie. Dis hy sê, bly hierby, en as jy veilig.
As jy buite die nes gaan speel, gaan die vyand kom vir jou. En hy doen net. Binne die nes is ons untouchable. Hy niks aan ons doen nie. Sy mag oor ons het hy verloor, maar ek en jy kan weer vir hom mag gee, we gaan speel op sy speelgrond, en moet nie dink, dat is vir hom iets lekkerder, as om by 'n Christen te steel nie. En God laat dit toe, omdat hy wreed is, nee, want hy is regverdig selfs teenoor die duiwel, het jy al so daaraan gedink? Hy sê, hierso, hier is die plek, my kind, bly hier, bly binne in die nes. Want as jy uit die nes uitklim, dan plaas jy jouself onder die autoriteit van die een daar buite. En ek mag nie onregverdig wees en jou gaan gaps uit sy hand uit nie. Hy gaan vashou plek aan jou lewe kry. En dan sy genade is steeds daar. En hy hou steeds sy hand oor julle, want julle, die vyand sal ons almal wil uithaal, klaar. Maar dan gaan 'n effek wees. Hy gaan steel van ons. Goed, kom ons lees vers 18. Nou kom ons by die deel waarby ek vinnig ten slotte wil stilstaan. Toe Moses nou by God hoor, maar hy gaan nie in die beloofde land in nie, en die Here sien Moses se hart wat bekommerd is oor hierdie volk wat hy vir 40 jaar in sy hart gedra het. Gee die Here vir hom hierdie belofte. Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Hy sal 'n profeet soos Moses wees. Dan sê hy, ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat ek hom beveel. Sien, hy sal 'n profeet wees soos Moses, maar hy sal baie groter wees as Moses. Hy sal baie groter wees as enige profeet wat ooit geleef het of daarna sal kom. Hy sal sê wat God vir hom sê, want God sal self sy woorde deur die profeet se mond sit. Wat sê Jesus oor homself in Johannes 14 vers 10? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Dit sê vir ons wie hierdie profeet was, waarna God verwys het, toe hy vir Moses so belofte gegee het. Deuteronomium 18 vervolg oor die profeet soos Moses. Ek sal self rekenskap eis, dis God wat praat, van elkeen wat nie gehoorsaam is aan my woorde wat die profeet in my naam sê nie. So hierdie profeet was beslis Jesus. Hoe kan ek dit met soveel sekerheid sê? Jy gaan my nou moet glo, want ek het nie tyd om dit vir jou te lees nie, maar jy kan huis toe gaan en jy kan gaan Handelinge 3 lees. Dis net daar die uitstorting van die Heilige Gees en die mense sê, joh, wat gaan nou aan? Hierdie ouens is dronk, want hulle praat allerhande tale, hier gaan nou iets baie snaaks aan. En dan staan Petrus op en sê, nee, ons is nie dronk nie. Dis by die 3de uur is van 9 uur in die môre. En dan vertel hy vir hulle wat dit is wat hulle sien. En dan herinner hy vir hulle, hy sê dat hierdie profeet, waarvan God gepraat het, toe hy vir Moses beloof het, was Jesus homself. Moses was 'n voortreffelike profeet. Om die waarheid te sê, ek kan nie dink aan 'n ander profeet in die Bybel, menslike profeet, wat beter as hy was nie. Hy het die volk letterlik op sy hart gedra. Hy dikwels wanneer hulle absoluut droog gemaak het, het hy vir hulle ingetree, hy op sy gesig voor God gaan lê vir hulle gebid en ingetree. En die Bybel vertel selfs vir ons, hy was die sagmoedigste mens wat ooit geleef het. Besonderse mens, voortreffelike leier, voortreffelike profeet, maar Moses was net 'n mens. Moses het sy beperkinge gehad. En ons sien dat in Numeri 11 was hy so kwaad vir die volk gewees, wat die hele tyd murmureer. Ons het daaroor gepraat, die hele tyd geklaag. En hy het so gefrustreerd geraak dat hy in Numeri 11 vers 12 vir God sê, het ek dan swanger geword en hierdie hele volk in die wêreld gebring dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos wat 'n oppasser met 'n suigeling doen en bring hulle na die land toe wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Het ek dan swanger geword en hierdie mense in die wêreld gebring dat ek hulle moet dra in die beloofde land. Ons hoor duidelik Moses se absolute frustrasie
met die volk. Ons hoor ook meer as dit. Ons hoor die hart van God. Want wat het God vir hom gesê? Wat was die opdrag? Dra hulle in jou hart. Moses moenie net doen vir hulle wat hulle nodig het nie. Wees lief vir hulle. Dra hulle soos wat jy 'n kindjie, iemand wat nog drink aan sy mamma, besig sien hulle so, en dra hulle teen jou hart, in jou arms, teen jou bors, en bring hulle in, waar hulle nie self kan gaan nie, dat hulle erfporsie wat ek vir hulle het, in besit kan neem. Sien, Moses was voortreffelik, maar Jesus is die goeie herder, en hy is en sal altyd groter wees as Moses. Kyk wat sê Jesaja 40 vers 11, en hier sien ons God se hart. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammerweë. Net een persoon, en dis met 'n hoofletter T, kon God se hart reg verteenwoordig teenoor hierdie volk wat hardkoppig en moedswillig was. En net daai profeet kan God se hart vir my en jou ook uitleef. En daai hart ook vir my en jou gee. Hy is die goeie herder wat die kudde versorg. Hy is die een wat die lammertjies wat weerloos is, bymekaar maak en in sy arms vashou. Wat hulle teen sy bors dra, wat vir die lammer oë met 'n sagte hand lê. Net hy. Moses het wel vir die volk 'n uiterlike wet gegee. En ons het gesien hierdie wet was belangrik. Dit was op kliptafels geskryf. Dit was 'n volmaakte wet. Dit vertel vir ons hoe God se hart is. Maar wat hierdie wet en wat Moses nie kon doen nie, was Moses kon nie vir die volk die kapasiteit gee om daai volmaakte wet te onderhou nie. Want dit was 'n uiterlike wet op kliptafels, maar die klip binne in die hart kon dit nie uithaal nie. En Moses kon niks doen aan die klippe in my en jou hart nie. Die wet kon dit ook nie doen nie. En daarom sien ons dat aan die einde van Deuteronomium sing Moses 'n lied. Hy skryf 'n lied en hy herinner die volk, weet julle wat is vir my onbeskryflik oor daai lied. Hy sê in daai lied dat julle gaan val. En hy praat nou met die nuwe volk, die ene wat nou gaan ingaan. En hy sê vir hulle duidelik, julle gaan val, en dan sal julle hieraan dink, maar die Here sal julle bymekaar maak. Die Here sal, hy gaan julle op 'n stadium met mekaar uit laat gaan. Hy profeteer in hierdie lied. Hy sê duidelik vir hulle, julle gaan op die merk mis. Maar die genade van die Here sal julle nie verloor nie. So Moses gee 'n uiterlike wet op kliptafels, maar dit kon nie die hart verander nie. Maar wat kom gee Jesus vir ons? Jesus kom gee 'n innerlike wet wat op die kliptafels van ons hart geskryf is. En hy deel met die klippe in die hart. Hy haal die hart van klip uit. En hy klim deur die Heilige Gees binne in ons hart. En hy skryf nou sy wet binne in ons nuwe sagte harte. En as jy al Esegiel 36 gelees het, as jy weet waarvan ek nou praat, nee, dis daai wonderlike beskrywing in Esegiel wat vir ons sê wat gebeur by wedergeboorte, waar hy sê, ek sal die hart van klip uithaal en ek sal vir my hart van vlees gee. Ek sal my gees in hulle gees gee. Hy sê eers ek sal hulle skoon was, dat hulle skoon kan wees. Dan hy gaan al die ou vuil, al die ou lelik in my lewe gaan hy uitwas. Hy vergewe dit, hy maak asof dit nooit gebeur het. En dis hoekom ons doop, dit beteken is afgewas en lê in die see, is dood en begrawe. En dan kom klim die Heilige Gees binne in ons en hy kom skryf die wet van God in ons hart. En nou hoef niemand vir my te sê, Liesel, jy mag nie steel nie. Want die oomblik as ek nog dink om te steel, dan weet ek, nee, dis nie reg. Hoekom? Omdat iemand dit in my oor gesê het vir my. Moes ek eers hardloop na Leon toe of na Heinrich en vra, Heinrich, kan ek maar so en so en so gaan met ek voel dadelik skuldig, hoekom? Want die Gees binne in my is besig om my van binne na buite te verander. En ek doen wat reg is met my hande, omdat my hart verander het. Hy het my nuut gemaak van binne. En daarom het Jesus gekom, om die wet en die profete nie op te hef nie, ons het daarna gekyk, om dit die ware betekenis te laat kry, en om dit te vervul.
Ek wil vir julle lees wat sê Tim Keller. Ek het verlede week vir julle gesê, ek het so baie by hom geleer uit Deuteronomium. Hy sê, as Jesus die persoon is wat die wet sy ware betekenis laat kry het, hoe pas ek dit vir my en jou toe? Hy sê, wel ek en jy, die Bybel sê, die wet sê, eer die Sabbat en heilig dit. Maar ek en jy gaan nooit verstaan wat dit beteken om te rus op die Sabbat, as ons nie tot rus kom en rus in Koning Jesus nie. Om te rus in Koning Jesus beteken ek hou op om so hard te probeer uit myself en dan hoop ek die Here sien wat se oulike dinge het ek nou goed en dat hy bietjie tevrede met my kan wees nie. Ek hou op om te probeer om te doen wat hy wil hê. En eintlik gee ek oor aan Jesus en ek fokus op Jesus het dit vir my gedoen. Ek kan hierdie vas doen wat my krampie maak mense. Hoekom? Want ek kyk na Jesus wat alles, verlossing is in hom, hy het my van alles verlos. So ek gaan hier deurkom. Oë op Jesus en op wat hy gedoen het. Die wet sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleen kan word en die smeer ons ken dit. Wat Tim Keller sê, ek en jy kan nie ons ouers eer en hulle respekteer en met hulle geduld en empatie en deernis en respek hê, as ons nie in die eerste plek in Jesus ons everlasting Vader gevind het nie. As hy ons Vader en ons laat dit toe en ons klim op sy skoot as sy kindertjies en ons het tot rus gekom in sy vertroosting en in sy koesterende liefdevolle arms, eers dan kan ek vir my ouers die kind wees wat hulle eer en respekteer soos wat hulle verdien om geëer en gerespekteer te word. Voordat ek kan deel met die haat en die bitterheid en die woede en die lelik en die onvergewensgesindheid in my hart, moet ek eers kom by die plek waar ek Jesus se vergifnis myne gemaak het en ek myself kan vergewe en kan sê, Here, dankie. U vergewe my van alles wat ek droog gemaak het en wat ek nog gaan droog maak. Want ek en jy gaan, want ons is mens. En is eers as ek rus gevind het daarin, dat ek kan nie nou sê, omdat ek nou so droog gemaak het, dan gaan ek baie hard probeer. Ek moet eers tot rus kom in sy vergifnis, dan kan ek ook ander vergewe. Hy sê, ek kan nie regtig 'n goeie huweliksmaat wees en getrou wees aan my huweliksmaat, selfs aan my gedagtes, met dit wat ek sien en dit wat ek dink, as ek nie eers die hemelse bruidegom beleef as my bruidegom nie. En ek het al van tevore vir julle gesê dat Hooglied, ja, is beskryf en is heilig en is wonderlik en is die mooiste ding, die beskryf die liefde tussen 'n man en sy vrou, né? Maar dit beskryf ook vir ons die liefde van die hemelse bruidegom vir ons in. En ons het dit vanoggend gesing en ek het dit gebid, waar hy sê, in Hooglied sê die bruid uiteindelik, ek behoort aan die bruidegom en hy is myne. Ek en jy kan dit sê, en dis eers as ons daar gekom het, wat ons hom eer as ons werklike bruidegom, dan gaan ons aardse bruidegom en ons aardse bruid reg kan hanteer, kan respekteer, kan lief hê, maar getrou wees aan hulle in alle omstandighede. Want die hemelse bruidegom het regtig ons bruidegom geword. Dis eers as ek tevrede is en ek besef, maar Jesus is alles wat ek nodig het, so ek het niks meer nodig as dit nie. Dan sal ek so tevrede wees dat daai ring en daai ding wat ek begeer nie meer belangrik is nie. Sodat ek kan sê, weet jy wat, ek gaan nie hierdie jaar koop soos ek altyd gekoop het, want ek het dit nie nodig nie. Het sal mooi wees, maar ek gaan my die winkels uitbly, want ek het niks nodig, ek het alles wat ek nodig het. En daarom, en dis net my persoonlike journey, is, en ek het dit gister met Hamdi gedeel, voordat ek iets koop hierdie jaar, en sover hou ek nog, ek het gesê in my leesbrief, ek gaan nou tydig wees, as ek vra, gaan ek met jou voorneem, so gaan nie vra nie, maar by hierdie ene hou ek nog, ek gaan niks koop, as ek dit nie nodig het nie, voordat ek iets koop, gaan ek myself vra, het jy dit nodig? En as ek eerlik en opreg kan sê, ja, gaan ek dit koop, en gaan nie skop. Maar al die dinge wat net blink, gaan ek los hierdie jaar. Dis 'n geestelike vas, en 'n fisiese vas, en 'n vas van dinge. Want eers as ek tevrede is, en ek besef, maar Jesus is alles wat ek nodig het, dan gaan ek nie meer dink, ek het soveel mooi goeders,
in my lewe nie. Jesus is by uitstek die gewer van die volmaakte wet. Hy het nie net sy ware betekenis laat kry soos wat hy vir homself sê in die Bybel nie. Hy het dit ook kom vervul. Met ander woorde, hy kon dit perfek volmaak namens my en jou nakom. Dis wat dit beteken. Ons het gesien in die Hittitiese verbond dat na die wette die volgende stap wat gekom het, was die seëninge en die vloeke. En die seëninge en die vloeke het gesê, as jy hou by hierdie ooreenkoms, hierdie vriendskapsooreenkoms, hierdie verhoudingsooreenkoms, dan gaan ek en jy op 'n goeie voet met mekaar wees. En ek sal daar wees vir jou. En as jy in die nood is, gaan ek kom, want jou vyand is my vyand. Jy laat roep my en ek kom, en ek veg saam met jou. As jy iets nodig het, gaan ek dit vir jou gee. En al die seëninge wat gekom het saam met hierdie vriendskap word uiteengesit. Maar dan kom die vloeke wat sê, maar as jy nie eerbiedig wat ek en jy vandag teenoor mekaar beloof nie, dan gaan dit sleg gaan met jou. En as 'n vyand kom vir jou, is jy op jou eie. Want jy die vriendskapsooreenkoms verbreek. Ek steeds lief vir jou, jy kan enige tyd terugkom, en ek sal my woord hou. Maar jy breek die belofte, daar gaan 'n effek wees as jy die belofte verbreek. En Jesus het al die wette van God volmaak nagekom. Hy het nie enkele een gebreek. So wat het hy verdien? Al die seëninge van hierdie ooreenkoms. Al die seëninge was syne. Wat het ek en jy gedoen? Want ons het miskien ook nie moord gepleeg, ook nie so. Maar my lysie lyk nie so goed as ek na die ander kyk nie, né? En dan is daar 'n woord in die Bybel wat sê, maar as jy een wet gebreek het, dan is jy almal gebreek. Jy is skuldig op almal van hulle. Want 9 uit 10 is nie goed genoeg nie, en 8 uit 10 ook nie. En wat het gesê van 7, 6, 5 en 4? Jesus volmaak, hy verdien die seëninge. Ek en jy, almal verbreek, ons verdien die vloeke. Wat het Jesus, hy sê, ek ruil met jou plekke. Ek vat die vervloeking op my, en daarom lees ons in Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meegebring het. Wat 'n wet? Hierdie ooreenkoms in Deuteronomium. Wat sê, as jy hierdie vriendskapsooreenkoms verbreek, gaan hierdie vloeke op jou kom. Maar Jesus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Hoe? Deur in ons plek 'n vervloeking te word. Jo. Hy het ons vloek op hom geneem. En so is daar nie meer 'n vloek op my en jou nie. Dan sê Paulus, daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Dit verwys na die kruishout, waarop Jesus opgehang is. So hy het 'n vloek geword vir ons. Hy het nie net die vloeke gedra nie. Die Bybel sê hy het 'n vloek geword vir ons. Hy het ons plekke gered. Daai kruis moes eintlik my en jou kruis gewees. Maar Jesus het gesê, ek ruil met jou plekke. Ek sal die vloek vat. Maar hy het nie dit gedoen nie. Dit wat syne was, die seëninge van die een wat dit alles kon nakom, sê hy, ek gee dit vir jou. Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees. Ek het verlede week ook hierin gelees, kan jy onthou? Al die seëninge van die Heilige Gees het ons mee geseën. Nie wat op die aarde is nie, wat daar in die hemel is. Al die seëninge, dit het Jesus toegekom. En Jesus sê, gee vir my die vloeke, ek vat dit vir jou. Hierso, is al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, vir my en vir jou. En jy sien, Moses was wonderlik, maar Jesus is soveel meer as niks en niemand anders, soos hy nie. Hy het nie eers net sy erfporsie, want alles wat in die hemel is, hoort aan hom wettiglik. Hy het nie net daai erfporsie my en jou gemaak, hy het nog iets gedoen. Wat is sy plek in die hemel? Hy sit aan die
regterhand van God die Vader. En dan lees ons in Efesiërs 2 vers 6, sê dit in die ou vertaling lees, die nuwe vertaling het dit wegvertaal, dan sê hy, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Hy het gesê, weet jy wat, ek haal jou uit die water. En ek sê vir jou, kom nie so, gee vir my daai pakkie, waaroor jy so skaam en skuldig. Ek is kruis toe daarmee, ek sal die vloek van jy dra, nie so, vat jy my pakkie, al die seëninge wat van die Gees wat daar in die hemel is. En dan sê ek vir jou, nou, het ek die wet namens jou nagekom, dit wat jy nie kon doen nie. En wat beteken dit? Die ereplek in die hemel is joune, en ons sit saam met hom in ereplekke. Ek wil vir jou 'n bietjie huiswerk gee, want ek is dan nou 'n juffrou. Gaan lees bietjie self, Hebreërs 3. Ek gaan net afsluit, deur vir ons die eerste paar verse te lees, en die hele kruks van wat ek nou vir jou gaan lees, is om te sê, ja, Moses was wonderlik, maar Jesus is soveel meer. Die profeet wat soos Moses sal wees, sal baie groter en baie beter wees, en hy is my en joune. Kom ek lees saam met jou. Daarom broers, wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses. Vers 5. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God wou sê. Christus daarenteen is as seun getrou oor die hele huis van God. En ons is sy huis. As ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons doen. My familie, gaan in hierdie wêreld in. Hou vas aan dit wat jy glo. Hou moed, bly by jou oortuiging en gaan leef 'n getuienis wat eer bring vir die Vader. Amen. Kom ons bid saam. Staan en dan gaan ek lees. Vader, ons sê vir U dankie vir wat ons kon leer by Moses. Ons raak so lief vir hom in U woord. Maar dankie dat U vanoggend vir ons oog vestig op die een wat groter is as Moses. Die uitnemende, die onveranderlike, die onvergelykbare. Ons profeet, koning en heerser. Ons Jesus, die gesalfde. Jesus, dankie dat ons U het en dat ons kan bely ons behoort aan U. Mag ons gaan lewe en vir U eer bring vir U naam. Mag ons getuienis vir die wêreld sê daar's 'n lewende Here met oop arms wat elke sondaar verwelkom en niemand wegwys nie. In Jesus se naam. Amen. Ek wil weer vir jou herinner wat Paulus in 2 Korintiërs 13 vers 13 sê. Nie 1 Korintiërs 13, 2 Korintiërs, waar hy sê, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap, die fellowship van die Heilige Gees, is by jou, en bly by jou, vir altyd, aan leef daar. Amen.